Hartlike goeiemôre vanmôre. Wat 'n wonderlike voorreg om dan ook vanmôre saam te wees in die huis van die Here en ook in hierdie tyd wat ons daaraan dink dat die Here Jesus vir ons gebore is. Wat 'n wonderlike voorreg. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons hierdie diens vanmôre in die wonderlike naam kan begin en sê kom, ons nooi in as ons eregas om vanmôre hierdie diens deur die Heilige Gees in ons harte te lei. Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus met die woorde mag barmhartigheid, genade en vrede vir u vermenigvuldig word van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Nou, ons gaan vanmôre die diens voortsit met 'n lied, al was ek nie daar nie, en as jy die noot ontvang, kan jy staan, dan sing ons dit hartlik saam. Okay. Ja. Kom. Amazing grace. Kyk, terwille van die rekenaarstelsel wat nie werk nie, gaan ons dan nie die geloofsbelijdenis doen vanmôre nie. En dan kan ons oorgaan en die woord van die Here solank oopslaan in Lukas die 1ste hoofstuk. Lukas die 1ste hoofstuk gaan ons 'n paar verse vanmôre saam lees. En as jy die woord van die Here daar het, dan kan ons harte stil maak. Baie dankie dierbare Hemelse Vader vir die voorreg om vir u te aanbid vanmôre. As 'n driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dat ons die voorreg het vanmôre om nie net te dink aan 'n gebeurtenis ongeveer 2000 jaar gelede toe u vir ons gebore is nie, maar dat ons ook die uitwerking daarvan vandag in ons lewens kan sien en ervaar. Want die het daar vir Nikodemus gesê, toe hy nie verstaan het hoe redding werk het, toe sê vir hom, dis soos die wind wat waai. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. En ons wil vanmôre vir u sê, dankie Here, dat u steeds besig is om te werk in mense se lewens, dat u steeds besig is soos daardie wind wat waai, waar mense kan sien hoe dat lewens verander word. En daarom wil ons vanmôre bid, dat U op 'n besonderse wyse vanmôre ons bewus sal maak van U teenwoordigheid.
Ja, Here, ons is so dankbaar vir die reën wat so saggies val daar buite en die aarde deurdrenk. En so bid ons, Here, dat dit nie vanmôre net 'n reën daar buite sal wees nie, maar 'n geestelike reën in ons hartes, in ons binneste. Maar Here, nie net hier in Springs waar ons by mekaar is, maar oralste daar in Suid-Afrika waar daar droogte is, geestelike droogte, wil ons bid dat U vanmôre sal reën, Here, dat U vanmôre mense sal seën, mense sal bewus maak van die self, van die teenwoordigheid. Ja, Here, ons dink aan ons broers en susters wat reeds op vakansie is, daar waar hulle self bevind vanmôre, dat U daar ook sal reën in hulle harte, Here. Dat hulle ook daar sal bewus word van U self, U genade, U teenwoordigheid. Here, ons dink aan broers en susters wat vanmôre miskien nie hier kan wees nie, wat vanmôre siek is of nie wel voel nie. Ook daar by die huis, dat U ook sal reën in hulle binneste, Here. Dat hulle ook so bewus sal word van U self, U genesende hand, Here. U liefde, U barmhartigheid, U genade, Here. En dat hulle ook daar vanmôre sal opgewonde word oor die woord van die Here. Ja, Here, ons wil vir U baie dankie sê dat ons vanmôre hierdie woord kan lees, dit kan glo, dit ons eie kan maak, dat ons daaruit kan leer, Here, dat ons daaruit bemoedig kan word, daaruit versterk kan word, daaruit gevoed kan word. Maar Here, ons weet ook vanmôre dat ons het nodig dat die Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek in ons binneste, in ons midde, dit vir ons sal help, Here, dat dit nie net sal woorde wees wat by die ore ingaan nie, maar dat sal ingaan tot in die hart. En Here, dat ons sal daders wees van die woord en nie net hoorders nie. Daarom bid ons dat U vanmôre hierdie diens sal voortgaan, Here. Dat U vanmôre hierdie diens sal neem vir U eie rekening, Here, en dat U vanmôre alleen verheerlik mag word in ons harte, in ons midde. En ons sal vir U versigtig wees om die lof en die eer vir U te gee, want dit kom U toe en dit pas by U wonderlike naam. Amen. Ja, vriende, ons lees saam daar in Lukas, 'n paar verse saam, net ter wille van inleiding. U onthou die verhaal hoe dat Sagaria gehoor het dat hy gaan 'n seun kry op 'n laat ouderdom, en hy het dit nie geglo nie, en as gevolg daarvan het hy stom geword, en sy seentjie is uiteindelik gebore, so vir 9 maande kon hy nie praat nie, en hulle vra vir Sagaria, wat moet die kind se naam wees, en hy het 'n skryfbordjie gevat, en toe hy die skryfbordjie vat, en hy skryf daar op Johannes, toe gaan sy mond los. Ons lees vanmôre eerder dan daarvan vers 64, en onmiddellik is sy mond geopen, en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat en God geloof, en daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het, en daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Juda, en almal wat dit gehoor het, het dit ter harte geneem en gesê, wat sal tog van hierdie kindjie word, en die hand van die Here was met hom. Vers 67, en nou is dit belangrik, sy tong het nou net losgekom, hier is die eerste woorde wat Sagaria nou uitspreek, en hy praat nie in die eerste plek oor sy eie kind nie, hy praat in die eerste plek oor God. En mag dit so wees in hierdie tyd, dat ons eers oor God praat, voor ons praat oor hoe lekker dit moet wees vir ons kindertjies. En Sagaria, sy vader is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê, geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt, soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af, redding van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader en aan ons te gee, dat ons verlos uit die hand van ons vyande hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe. Sover uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here vanmôre. Nou vriende, ons is vanmôre op pad na Kersdag toe, waar ons daaraan dink dat daar vir ons 'n verlosser gebore is, 2000 jaar gelede daar in Bethlehem, en 'n dag wat ons 'n bietjie moet reflekteer rondom die grootste geskenk wat ooit gegee is aan hierdie wêreld. 'n Geskenk wat 'n tydlose simbool is van opoffering, van verlossing en van die liefde van God. Dit is veronderstel om die fokuspunt te wees, soos wat Sagaria hier
by die geboorte van sy seun eerste gedink het aan die geboorte van sy verlosser, voordat hy sy aandag terugdraai na sy seun toe, so moet dit ook ons fokuspunt wees in hierdie tyd, om te sê God eerste. Ons fokuspunt moet wees, wat het God vir ons gedoen daar in Bethlehem? Wat het hy vir ons gedoen daar toe hy gebore is in 'n krib, saam met Josef en Maria in die tyd toe hulle getel moes wees? En dit is waar ons fokus moet wees. Ongelukkig is dit ook so, dat hierdie tyd van die jaar ook 'n tyd is wat baie mense baie vrolik raak, maar nie rondom God en sy verlossingsplan nie. Waar mense baie vrolik raak uit 'n wêreldse oogpunt uit 'n materialistiese oogpunt uit, en waar hierdie tyd vir ons net gaan oor 'n bietjie aftyd, alhoewel die besighede maak nie eers meer toe nie, maar daar was 'n tyd wat hulle ten minste 'n bietjie toegemaak het, en mense het baie keer net opgewonde geraak oor die tyding, is 'n afdag. Daar's mooi versierings in die winkels, en daar's bome, en daar's mense wat in rooi klere rondloop, en daar's geskenke, en hulle dink aan al hierdie dinge, maar aan die Here en sy gebod gee hulle geen ag nie. Ek onthou hoe dat ek gebore is en groot geword het in 'n huis waar my ma nie gered was nie, godsdienstig, so nou en dan kerk toe gegaan, ook nie elke Sondag nie. So vir ons het Kerstyd niks gegaan oor die Here Jesus en sy geboorte nie, vir ons het gegaan oor lekker tyd van die jaar en geskenke. En weet jy vriende, dis hartseer dat dit nog in baie huisgesinne so gaan. Jy weet, as jy daar in die winkels loop, dan sien jy al hierdie versierings wat veronderstel is om vir ons te sê, daar's 'n verlosser gebore, dan kom jy daar in die drankwinkel, dan is dit daar ook, en dan kom jy daar in die kroeg, en dan is dit daar ook. So oralste is hierdie dinge, en dit is die hartseer saak van hierdie tyd. Dit het sy fokus verloor. En mag dit wees dat ons in hierdie dae weer sal fokus op Christus en dit wat hy vir ons gedoen het. Want jy sien, daar in Bethlehem in Judea is gebore 'n kindjie. En daardie kindjie was 'n geskenk vir hierdie wêreld. Die grootste geskenk wat ons nog ooit gekry het. Nou, as ons dink aan hierdie tyd, dan is dit ook wel so dat dit 'n tyd is wat kinders wel opgewonde. Ek dink as iets fout om vir hulle 'n geskenkie te gee, as dit binne die regte gesindheid is nie. Dit is 'n tyd van gee, is 'n tyd van gee omdat ons ontvang het, maar die fokus moet wees Christus. Omdat Christus wil ons net hê daar's ietsie wat jy moet opgewonde maak. Maar vriende, raak ons nog opgewonde oor die geskenk wat werklik vir ons gegee is? Want jy sien daar, as ek dit nou met respek so mag gesê, was ook 'n geskenk boksie gewees. Hy was nie onder 'n boom nie, hy was daar in 'n krib gewees. Daar was 'n geskenk gewees wat vir ons daar gebore is in Bethlehem, Judea, 'n geskenk wat almal nie onmiddellik verstaan het nie. Selfs in Sagarias se profesie vind ons dat hy praat van verlossing van ons vyande. En dit is waarvoor die Here Jesus gekom het, maar die verlossing van die vyande het eers later gekom, die fisiese vyande, die Romeine of wie ook al hulle vyand is. Dit sou eers kom by die wederkoms, maar dit was al reeds die gedagte van die Messias wat kom. Daar was twee komste, een vir ons verlossing, een vir ons liggaamlike verheerliking, maar die eerste een het ons gekom om ons te verlos van die grootste vyand wat hierdie aarde nog ooit gesien het, sy naam is sonde. Maar wanneer ons Sagarias se profesie lees, dan is dit asof hy dit nie so duidelik en klinkklaar duidelik onmiddellik raak sien nie. Weet jy vriende, dit is net so met baie dinge, dat mense nie altyd die volle diepte van dit raak sien nie. Daarom baie kere bid ons 'n ding, dan antwoord die Here dit op 'n ander manier. Want ons bid na die beste van ons wete, hy antwoord na die beste van sy wete. En so is daar ook vir ons 'n geskenkie gewees, wat baie nie onmiddellik verstaan het, selfs die disippels wat agter die Here Jesus aangeloop het, het nie onmiddellik verstaan wat dit is wat die Here Jesus kom doen het nie. En daarom wil ek vanmôre na hierdie geskenkie kyk wat daar in daai kribbietjie toegedraai is, en ons gaan na dit kyk en dit oopmaak vanmôre en ontdek wat is binne in daardie boks, soos daardie kind wat daardie papiere oopmaak. Party maak dit mooi oop, party skeer dit oop, maar hulle almal het een ding in gemeen, hulle kan nie wag om te sien wat is daar binne nie. En ek hoop vanmôre is dit my en jou hart om te sê, ek kan nie wag om te sien, wat is dit daar binne nie? Wat is dit wat God vir my bewerk het nie? Wat is dit wat God vir my het
instoor in hierdie geleentheid. Want jy sien vriende, daar in Bethlehem is daar 'n geskenk vir ons gebore, 'n geskenk wat meer kos as wat ek en jy ooit sal kan betaal. Maar ons kry dit gratis, maar nie goedkoop nie. Weet jy vriende, het ons al stil geraak in hierdie tyd om net weer eens vir die Here dankie te sê vir 'n geskenk wat ek en jy nie kan betaal nie. Dawid sê, wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? Hy vra dit, want daar is nie 'n antwoord nie. Die vee op berge by duisende behoort aan God. Ons kan nie vir hom die vee op die berge gee nie. Nie duisende vee nie, vee op duisende berge behoort aan hom. Alles behoort aan hom. O, daar in Bethlehem, Judea is vir ons 'n geskenk gegee, een wat ons nooit sal kan betaal nie. Maar o Here, ons kan vanmôre sê baie dankie, want dit is gratis vir my en jou. En ek wil vanmôre met u praat oor 3 dinge wat die Here Jesus vir ons was en is, en wat ons as geskenk ontvang het daar by sy geboorte. En vanmôre is dit belangrik, want ons kyk 'n bietjie verder as net die geboorte. Ons kyk aan die doel, waarom het hy gekom? Want baie mense is baie prakties in hulle geskenke, nê? Ek hou van 'n lekker ietsie om te eet, dan koop ek vir my vrou daai ding wat goed meng, koek bak en man, dan gaan sy weet as ek daai geskenk gee, daar's 'n doel, sy moet nou vir my lekker goed te maak. Baie van ons gee baie keer praktiese geskenke, 'n geskenk wat hulle kan gebruik, is belangrik, is beter. Maar weet jy wat? Toe God die Vader vir ons die grootste geskenk ooit gee, toe is dit 'n praktiese geskenk. 'n geskenk wat ons nodig het. 'n geskenk wat iets vir ons kan doen. En ek wil vanmôre kyk na hierdie 3 aspekte waarvan die Here Jesus vir ons gekom het. En in die eerste plek, toe hulle daar in Judea kom en hulle sien daardie krib, en hulle maak daardie krib oop en hulle sien die volle evangelie boodskap, toe ontdek hulle daar binnekant, in daardie krib, is gebore vir ons 'n hoëpriester. Hy het gekom om vir my en jou 'n hoëpriester geskenk te gee. Waarom? Want jy sien vriende, ons was verlore. En ons is op pad hel toe gewees. Elke een van ons is so gebore. En God die Vader in sy liefde het gekyk na hierdie mensdom en hy het gesê, hierdie mense het 'n priester nodig. Hulle het 'n volmaakte priester nodig, want daardie priester wat ek vir hulle gegee het, daardie gesalfde, hy moet elke jaar versoening doen vir sy eie sonde. As hy klaar vir sy eie versoening sonde gedoen het, dan doen hy versoening vir die mense se sonde, maar dan moet hy dit volgende jaar weer doen, want dis nie 'n volmaakte offer of 'n volmaakte priester nie. En nou lees ons Hebreërs 3 vers 1 wat vir ons sê, daarom heilige broeders en deelgenote van ons hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Hy kom en hy sê, weet jy, daar in Bethlehem, Judea, in die krib is gebore 'n hoëpriester. Hy sê, let op ons hoëpriester en apostel Jesus Christus. Nou die woord let, die Engels sê consider, maar die Hebreëse gedagte of die Griekse gedagte wat na vore kom, is om ten volle te ontdek, om diep in te kyk, om nie net so te kyk en te sê dis 'n mooi pakkie nie, of om net so liggies oop te maak, maar om oop te maak en om uit te haal daardie geskenk en te ontdek. En die eerste ding wat ons vanmôre as ons daardie geskenk oopmaak is ontdek, is hy het vir ons 'n hoëpriester gegee. Want jy sien vriende, ek vra myself die vraag, die Here Jesus was volkome God en volkome mens, en toe hy gebore was daar in Judea in Bethlehem, in 'n krib, en God die Vader het net ten doel gehad om 'n perfekte volmaakte lam te kry om geoffer te word, dan was die guldige geleentheid om hom net daar in die krib deur Herodes te laat kry. As Herodes daar aangekom het, dan het hy nie al die kinders 2 jaar en ouer doodgemaak nie. As hy daar gekom het en die wyse man het gesê, hier's hy, dan het hy hom net daar doodgemaak, met alle respek gesê. En weet jy wat, dan was daar mos 'n volmaakte lam geoffer. Maar nie deur 'n volmaakte priester nie. Jy sien, die hele proses moes gesalf gewees het, want ons lees daar in Levitikus hoofstuk 5 vers 18, dan moet hy van die klein vee na jou skatting 'n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring, en die priester moet vir hom versoening doen vir die misdryf wat hy gedoen het.
O, vriende, weet jy wat, die lam alleen was nie alleen wat nodig was nie. Daar was nodig dat 'n priester daardie versoening doen. Herodes was nie 'n priester nie, hy kon dit nie doen nie. Sy soldate was die priesters, hulle kon dit nie doen nie. En daarom as ons vanmôre kyk daar na Golgotha, of daar na die krib, dan kyk ons en sien ons daar, het hy gekom, omdat hy op Golgotha iets vir ons sou wou doen. 'n Volmaakte priester. Maar jy sien, die priesters kon nie hulle vir hulle self kon nie net vir die mens versoening doen nie. Hulle moes eers vir hulle self versoening doen. Daarom lees ons in Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, maar net soos ons, maar sonder sonde. Kan jy dit dink? Hy bring vir ons 'n hoëpriester wat ten volle medelee met ons het, maar ook ten volle gesalf vir die posisie. Een wat daardie offer kon bring. En vanmôre, weet ek of jy al ooit so daaraan gedink het nie, maar vanmôre wil ek hê jy moet 'n bietjie verder kyk. Het jy geweet dat as die Jode die Here Jesus doodgemaak het, was daar nie die regte hoëpriester nie? As Pilatus die Here Jesus doodgemaak het, was daar nie die regte hoëpriester nie? Het jy geweet, niemand het die Here Jesus se lewe geneem nie. Baie mense dink, hulle sê die Jode het die Here doodgemaak. Ek lees dit nie. Die hoëpriester slag die offer. Daar was niemand anders waardig nie. Die hoëpriester slag die offer. En daarom toe die Here Jesus daar op die kruis van Golgotha is, en hy daardie beker van sonde ledig. Toe hy daardie laaste druppel. Want jy sien, daar's nog 'n persoon ernstig in die toekoms, net voordat die Here Jesus weer kom, wat hy laaste persoon. Het jy aan gedink, daar gaan 'n laaste persoon wees wat gered word? Miskien lewe daai persoon reeds onder ons. Miskien is dit 'n oom of 'n tannie. Dalk is dit 'n jong man of 'n jong meisie. Dalk is dit 'n jong seun. Ons weet nie wie hy is nie. Maar hy sê hy vertraag nie die wederkoms so sommige te vertraging aggie. Maar is lankmoedig, omdat hy nie wil hê dat ons moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet gekom. Weer daar gaan 'n dag wees wat hy daai laaste persoon se sonde gered geword. En weet jy, toe hy daai beker ledig van ons sonde, toe daai laaste druppel kom van daai man of meisie of jong man of jong meisie, ons weet nie wie daai persoon is nie. Toe daai laaste druppel, daai persoon se sonde ook val, toe sê die Here Jesus hierdie woorde daar in Johannes 19 vers 30. Toe hy van die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het die hoof gebuig en die gees gegee. Matteus sê, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Die mense was verbaas dat hy al dood was. Weet jy hoekom? Want 'n Romeinse soldaat kon Jesus nie doodmaak nie. Pilatus kon Jesus nie doodmaak nie. Hulle kon hom oorgee vir kruisiging. Hulle kon hom veroordeel. Hulle kon allerlei dinge met hom gedoen het, maar hulle kon hom nie fisies doodmaak nie, hy was God. En op toe daardie lammetjie aangebring word daar na die tempel toe, en die persoon het sy hande op daardie hoof van daardie lammetjie gesit, en hy die sonde oorgedra, dan gaan die priester en hy maak die besluit. Reg, dis nou volbring, die sonde is oorgedra, en die priester bring die offer. Die priester bring die offer. Die Jesus het self gesê, dis volbring. Die offer is nou volmaak, en hy gee sy gees oor. 'n Volmaakte priester wat op die regte tyd die offer vir ons gebring het. Hebreërs 9 vers 11 sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit is wil sê nie van aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal gaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Kan jy dit glo? Daar in Bethlehem, Judea, is gebore 'n hoëpriester. Volkome God, volkome medelee met my en jou. In alle opsigte versoek soos ek en jy, maar sonder sonde. Hy hoef nie eers vir sy eie sondeversoening te doen nie. Hy kon daar met sy eie bloed op die regte oomblik die versoening bewerkstellig vir my en jou. Johannes hoofstuk 10 sê die Here Jesus, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Let op die woorde vers 18.
Niemand neem dit van my af nie, ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader gekry. O, vriende, daar in Judea is gebore 'n hoëpriester wat 'n volmaakte offer sou bring, 'n ewige verlossing bewerkstellig, een wat stand sal hou vir tyd en vir ewigheid. En vanmôre kan ons opgewonde wees, want soos ons daardie geskenk oopmaak en kyk so na die een kant, dan sê jy 'n volwaardige, volmaakte hoëpriester. Maar weet jy nie net is 'n hoëpriester vir ons gebore nie, die offerlam is vir ons gebore. En soos ek reeds gesê het, as Herodes die babatjie daar kom doodmaak het, dan was hy die priester en hy kan nie 'n priester wees nie. Maar die lam sou ten minste volmaak gewees het. Jy sien die offersisteem en veral rondom die Paastyd moes hulle 'n lam geneem het sonder gebrek. Hulle moes om een kant gesit het. 'n Sondaar moes van sy eie lammetjies gevat het. Hy moes daar gegaan het en gaan kyk het na sy beste. Daai ene wat as jy 'n boer is, gaan jy met hierdie ene gaan ek teel. Nee meneer, jy gaan nie met die ene teel nie. Jy het gesondig. Hierdie ene gaan 'n offer word. En dan het hy daai vlekkelose lammetjie gevat en een kant gesit. En dit moes so gewees het dat mense kon gaan kyk het. Mense moes gegaan het en hulle kon gaan inspekteer het. Maar is hierdie die volmaakte lam van God? Hulle moes gekyk het en as daai lam sonder vlek en sonder gebrek was, dan na 4 dae het hulle die Pasga gevier en die lam geoffer. En net so word die Here Jesus ingelei in Jerusalem 4 dae voor die kruisiging. En ons lees dat toe hy daar ingebring is, toe gooi hulle die palmtakke so op die grond en hulle sê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Weet jy, hulle het dit onwetend gedoen. Onwetend het hulle daardie oomblik gesê, die lammetjie is eenkant gesit. Ons erken hom, hierdie is die vlekkelose lam. Nou het ons 4 dae om te kyk of is daar fout in hierdie lam. En weet jy, as jy gaan kyk na die dinge wat die Here Jesus deur is in daardie volgende 4 dae, die Fariseërs en almal wat besig is om vraestukke te stel, hulle het dit altyd gedoen, maar in daai tyd het dit baie intens geraak, en hulle probeer 'n plek kry om hom skuldig te bevind, en hulle kry net eenvoudig niks nie. Uiteindelik word hy gevange geneem daar in die tuin van Getsemane, en hy gaan deur verskillende verhore, 7 van hulle om dit volmaak te maak. Hy's deur Annas, toe deur Kajafas, toe deur die Sanhedrin, toe hy na Pilatus toe hy na Herodes toe hy terug na Pilatus toe, en toe kry die mense die finale sê. 7 keer. Maar as die oppergesag was Pilatus die persoon gewees, wat uiteindelik die besluit moes maak. Hy was die oppergesag van daardie tyd gewees. En nadat al hierdie mense gekyk het en besluit het, wat moet hulle doen, toe gaan Pilatus en hy was sy hande, en hy sê, hierdie man is regverdig, ek was my hande in onskuld. Daardie oomblik, toe verklaar hy, nadat ons nou mooi gekyk het van al die kante na hierdie lam toe, hierdie is die vlekkelose lam van God. Gebore in Judea in 'n kraal. En weet jy, vanmôre, kan ons vanmôre dankbaar wees om te sê, maar Here, toe jy gebore is jy gebore as hoëpriester, sodat daar 'n een was wat gesalf was, een was wat waardig was, wat daardie offer kon bring. Maar, in hierdie geval was hy ook die offerlam. Hy was ook die offerlam, die volmaakte van God. Ons lees daar in Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Ons lees in 1 Korintiërs 5 vers 7, hy is ons paaslam. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Ek het vir julle genoem dat daar in Matteus 21 vers 8 het hulle klere en die takke op die grond gesê in vers 9 vers Matteus 21, en die skare het vooruitgeloop, en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna
in die hoogste hemele. In 2 Korintiërs 5 vers 21 lees ons, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid uit God in hom. Nou wat daar gebeur het, hulle daardie lammetjie gevat, en as hy dan volmaak was, dan het hulle hom gebring na die offerplek toe, en hy moes geoffer word, en dan het hulle 'n sondebok gehad, dan het daar 'n persoon gekom, en hy het sy hand op die kop van die bok gelê, en hy het sy sonde oorgedra, simbolies. En die oomblik as sy sonde oorgedra was, dan het hulle daardie bok geslag. En weet jy, hier sê hy dit vir ons het dit nou net gelees, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid uit God. En Galasiërs 3 vers 13 lees ons, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En Matteus lees ons in die kruisigingsverhaal hoofstuk 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, die oomblik toe daardie hand met respek gesê oor daai bok gesit is, en die sonde oorgedra is, toe moet dit weg met die bok. En weet jy, toe die Here Jesus daardie laaste druppel gedrink het, dit wat hy gebid het in Getsemane, Vader, as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan. Hoekom wou hy hierdie beker moes verby hom gaan? Want sien, hy moes ons sonde op hom neem. Ons moes met respek gesê het, ons hand op die hoof van die bok gesit het, en dit moes oorgedra het. Hy het dit vir ons gedoen, vrywillig is hy gebore, net daar in Bethlehem, Judea. Toe hy daar gebore word, toe weet hy alreeds, ek kom om 'n priester te wees, ek kom om hulle sonde op my te neem. En in daardie oomblik, toe daardie laaste druppel gedrink is van daardie jong man of jong meisie, daai oom of tannie, daai persoon wat ons nie weet, wie's daai laaste een wat gered geword het, toe daai laaste druppel van sy sonde in daai beker gedrink is, toe moet die Vader vir daai oomblik sy aangesig wegdraai van sy seun, en die Here Jesus roep uit, lama, Eli lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? En daardie oomblik, toe hy sy gees gee, toe kom die hoofpriester met respek gesê, en hy gee sy gees. Hy sê, dis volbring. As ons so kyk na die een kant van daardie geskenk wat vir ons gegee is, dan sien ons 'n hoofpriester volwaardig, volmaak. Maar as ons so aan die ander kant kyk, dan sien ons die lam van God in dieselfde geskenkboks, in dieselfde persoon. Maar daar was 'n derde baie belangrike aspek van die offersisteem in die Ou Testament. In die eerste plek moes daar 'n priester wees. Jy kon nie 'n versoening doen as daar nie 'n priester is nie, want iemand moet die versoening doen. Ten tweede moes daar 'n offerbok, 'n offerlam of 'n duif, wat ook al dit was, daar moes iets geoffer gewees het. Maar daar moes ook 'n skuldenaar gewees het. Daar moes iemand gewees het wat hierdie offer na die priester toe bring. En weet jy vriende, die Here was so groot en goed in sy genade, dat hy selfs daardie rol namens ons vervang het. Want jy sien in die Ou Testamentiese offersisteem, het die mense nie karre gehad, SUV's en al hierdie wonderlike karre, wat hulle daar 'n lammetjie kon gevat het, en hom so skelmpie sit die motorhuis, terwyl hy toes in die kattebak gesit het, en hom toegegooi het met 'n kombers, en hom toegemaak het, en stil gery het na die tempel toe, en dan hierso, as hy sien is niemand, hy so stil hier by die tempel ingekom, en dan het hy die lammetjie hier voorkom, sit gou by die priester, maak gou net voor dat broer so en so, julle weet mos hoe broer so en so, of suster so en so kan praat, hulle moet nie sien ek bring 'n offer nie, 'n sondoffer nie, slag gou vandag. Nee. Weet as jy sonde gedoen het, jy het bewus geraak van jou sonde, dan moes jy na jou eie vlok toe gegaan het. Jy moes self die lammetjie gekies het. Dan moes jy die lammetjie gevat het, en jy moes hom voor al die mense tempel toe gevat het. En jy weet mos hoe's mense, hulle het nie verander nie. Hulle was daai tyd net soos hulle vandag is. Het julle gesien? Broer so en so vat weer 'n lammetjie tempel toe. Het julle gesien? Ek het gedink daar's iets verkeerd in daai huis. Dis mos hoe die mense is, nê? The walk of shame. Jy moes hom gestap het.
En durf jou hand op hy bok se kop lê. Miskien was dit 'n dankoffer, dan hoef jy nie jou hand op sy kop te lê nie. Maar laat jy nou jou hand op hy kop lê, as jy sê, ons het geweet. Ons het geweet. En dan begin skinder hulle sommer wat se sonde jy alles gedoen het. Hulle weet nie, as jy weer hoor, dan het jy die verskriklikste dinge op hierdie aarde gedoen. Maar weet jy, daar in Bethlehem, Juda, toe sê hy, ek kom om vir hulle volmaakte hoëpriester te wees. Ek kom om vir hulle volmaakte sondoffer te wees. Maar ek gaan selfs the walk of shame vir hulle stap. Kan jy dit dink? Selfs daardie paadjie voor die mense, waar hulle jou uitlag en beskinder, selfs daardie paadjie het hy vir ons geloop. Ons lees daar in Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Ek kan myself weer vra, maar Here, as hy net vir Herodes gekry het, laat hy hom daar met respek doodmaak, dan was die volmaakte lam moes nou geoffer, maar deur 'n onwaardige priester. Maar hoe moes daai lam daar kom by die offerplek? Hy kan nie sommer net enige plek geoffer word nie, daar was 'n spesifieke plek gewees. En die Here Jesus moes dit, Here, kon hulle dit nie doen daar nie geheim nie? Moes hulle u nou so in die openbaar tentoongestel het? Moes hulle so in die openbaar verneder het? Hebreërs 12 skrywe dat die Here Jesus dit doelbewus vrywillig gedoen het. Hy het, toe hy na hierdie aarde toe kom, toe hy gebore word daar in Bethlehem in Judea in 'n krib, toe het hy reeds geweet waarvoor hy kom. Ons lees die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon gaan sit het. Hy het selfs daai skande op homself geneem. Ons lees daar in Matteus 26 in die kruisigingsverhaal, toe het hulle in sy aangesig gespieg en hom met die vuis geslaan. En ander het met hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons, Christus, wie het u geslaan? Jy sien, vandag kyk ons terug en ons kyk na die kruis en is vir ons 'n beeld van verlossing. Daar waar die Here Jesus op die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. Maar weet jy vriende, in daardie tyd was die kruis 'n skande. Die slegste van die slegste mense was gekruisig. Daar was geen ma en geen pa wat met so 'n breë bors rondgeloop het tussen die mense. Sjoe, my seun is gekruisig nie. Nee, dit was 'n skande. Daardie paadjie wat hy moes afstap na die kruis toe, was 'n pad gewees waar die mense geweet het, hier kom nou 'n slegte mens aan, hier kom 'n moordenaar, hier kom 'n rower, wat ook al dit is, en die mense het met hom gespot en hulle het hom geslaan met 'n sweep. Selfs daar op die kruis het hulle gesê, verlos jouself en ons. En weet jy wat, vriende, soos wat ons daardie lammetjie moes gaan uithaal het en gestap het voor al die mense, the walk of shame, tot daar by die priester waar ons hom gegee het, waar die priester die offer kon doen, het die Here Jesus daai kruis op homself geneem, en hy het, toe hy gebore is, reeds geweet, hy gaan dit vir ons doen. Hy het gesê, ek sal daai pad stap, met die kruis. Hulle gaan vir my kyk, hulle gaan my bespot, hulle gaan my slaan of my spoeg, maar ek gaan die pad vir jou stap tot by die offerplek, sodat jy net kan kom en sê, ek aanvaar dit wat jy vir my gedoen het. Jy sien, as ons vanmôre daar by die geskenkboksie kom, daar by die krib, en ons maak daai geskenk so oop, en ons kyk hierdie kant, ons sien ons 'n hoëpriester, volmaak. Ons kyk hierdie kant, ons sien 'n volmaakte sondeoffer. Ons kyk daai ene, hy sê, hy word selfs my plaasvervanger. Hy word geregtigheid vir my. Hy is my geregtigheid. Vriende, is dit nie die wonderlikste geskenk wat nog ooit gegee was nie? Die wonderlikste geskenk wat nog ooit gegee kon word of sal gegee word. Ja, die Here Jesus het nie versoening vir ons bewerkstellig ernstig in 'n hoekie in 'n geheime ou plekkie nie. Nee, 1000-mal nee. Voor al die mense het hy daardie pad gestap, sodat ek en jy dit nie hoef te doen nie. Hy het daar gekom, nie met die bloed van kalwers en bokke en lamme en stiere nie, maar met sy eie bloed.
En op die regte oomblik het hy daai eie offer gemaak. En die dag toe hy daar gebore was, toe was dit die doel. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het gekom, want dit is wat hy wou kom doen vir ons. Is dit nie 'n wonderlike geskenk vanmôre nie? Is dit nie iets wat my en jou vanmôre, miskien as ons nog in ons sonde vasgevang is en skaamte ons kop moet laat sakkie, en sê, ag Here, hoe in die lewe het ek dit toegelaat, ek het gesondig. Maar weet jy wat, dan kan jy die hoof optel en vanmôre sê, maar Here, U sê vanmôre, ek kan net opkyk daar na Golgotha en ek kan sê, daai geskenk is myne. Ek kan vanmôre U aanvaar as my hoëpriester. Ek kan U vanmôre aanvaar as my sondebok. Ek kan U vanmôre aanvaar as my geregtigheid. Ek kan vanmôre net sê, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. En vanmôre is daar verlossing vir my en jou. Wat 'n wonderlike geskenk gegee vir ons in Judea van Bethlehem. En sal dit wees dat ek en jy vanmôre hierdie boodskap ter harte sal neem. Maar weet jy vriende, as ons in hierdie week rondloop en mense sê geseënde Kersfees, dan kan ons vir hulle sê, weet julle wat 'n wonderlike geskenk het die Here vir jou gebring. Het jy hom al ontmoet as jou hoëpriester, as jou sondebok, as jou plaasvervanger? Het hy jou siel uit genade gered? Dan is dit 'n geseënde Kersfees. O, vriende, ons kan daardie geskenk vanmôre vir enigiemand vrywillig gee, vrymoediglik gee. Ons hoef nie bang te wees nie, daar's genoeg. Daar's genoeg van daardie geskenk. Te Judea, Bethlehem. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons vanmôre vanuit 'n hele ander hoek uit opnuut kan kyk na Kersdag. Kan kyk na daardie dag wat daar vir ons gebore is, 'n verlosser in 'n krib. En van daardie eerste dag af was dit reeds ons hoëpriester, ons sondoffer en ons plaasvervanger. Vanmôre kan ons net vanmôre met vrymoedigheid na die allerheiligste gaan. Die Bybel sê, laat ons dan toekeer met 'n waaragtige hart. Ons kan vanmôre ingaan tot in die allerheiligste. Ons kan vir sê, wat het dit wat jy gedoen het? Daar in Bethlehem in Judea, wie vir ons gebore is, met hierdie een doel vir ons verlossing geplaas. Baie dankie Here dat ons vanmôre hierdie boodskap nie net vir onsself kan leer nie, maar dat ons dit kan oordra aan ander. En ek wil bid dat U ons sal help, dat U ons paai sal laat kruis met mense in hierdie week, wat verlossing, ek vir hierdie week vir ons sal help om getuies te wees met Jesus Christus se genade. En Here, dat hierdie geskenk elke mens in hierdie tyd se hart sal bly. Mense sal wees vol van vrede, en ons sal die eer en die Jesus. Dankie daarvoor, Jesus. Ons staan en ons hartlik saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons eer sy naam, kom ons eer sy naam. Die mense verander van Jesus woord, kom ons eer sy naam. En hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar.
Ja, vriende, ons het meer as genoeg rede vanmôre om sy naam te verheerlik. Ons kan vanmôre elkeen mekaar in die oë kyk en sê, Jesus is God dankie. Elkeen van ons is dit nie 'n wonderlike voorreg. Daarom ook met vrymoedigheid ons vermoëns. Mag jy sy nade van God ons ervaar by die liefde van Jesus Christus, sy Seun, kosbaar en eer werd tot in die heilige. Elkeen omvul en toevul in hierdie